Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 24 Junie. Volg die lam. Is jy al ooit gevra waarna jy uitsien in die hemel? Wat sou 'n kind se antwoord hierop wees? Dalk om op 'n leeu te ry, of om teen 'n kameelperd se nek af te gly, of om in 'n ruimteskip na ander planete te vlieg. Wat sou 'n tienersin wees? Dalk om nooit weer skoolwerk hoef te doen nie, of om sonder gebreekte bene of arms die hemel saam met my vriende te verken. Wat van groot mense? Dalk om in 'n plek sonder pyn, lyding of die dood te wees, of om met geliefdes wat aan die dood afgestaan is herenig te word. Al hierdie antwoorde is aanvaarbaar en reg. Ons het immers so baie om na uit te sien in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die vlammetjie van die ewigheid brand inderdaad helder in ons binneste. Inherent weet ons dat die teenswoordige wêreld tog nie die som totaal van ons bestaan is nie. Watter ander seëninge het ons om na uit te sien in die hemel? Ons lees Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Die Here sal die trane van alle gesigte afvee, en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. Ons lees ook Openbaring 7 vers 17. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal hulle trane van hulle oë afvee. Ons lees ook Openbaring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Openbaring 21 vers 4. Die grootste seëning wat die hemel inhou, is ongetwyfeld dat ons uiteindelik vir Jesus in lewende lywe sal sien en persoonlik sal bedank vir die dinge wat hy op hierdie gevalle planeet vir ons gedoen het. Oorvloediglik sal ons hom wil aanbid en vereer, omdat hy ons van die ewige dood verlos het, deur self aan die kruishout te ly. Openbaring 5 vers 12 sê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en heerlikheid en lof. Dit is Johannes die Doper, wat die lam van God aan ons bekend gestel het in Johannes 1 vers 35 tot 37. Die disippels het reg in Jesus se voetspore gevolg. Volgens Openbaring 14 vers 4 sal ons dit ook doen, want dit sê, hulle volg die lam waar hy ook al gaan. As ons hom agter graag in die hemel wil volg, moet dit eers hier op aarde gebeur. Jesus, die lam, is ook ons herder. Niemand anders kan ons skrede rig soos hy nie. Te midde van teëspoed en tragedie is dit boonop 'n gerusstellende besef. Tog kom daardie lyding wat Jesus ons bied nooit tot 'n einde nie. Selfs in die hemel rig hy ons. Openbaring 7 vers 17 sê, die lam wat in die middel by sy troon staan, sal hulle soos 'n herder lei en hulle na die waterfonteine van die lewe bring. As sy kudde en sy volk, sal ons vir Jesus in die hemel volg, altyd begeerig om in sy teenwoordigheid te wees. 'n belangrike eienskap waaraan God se volk uitgeken word, is die feit dat, soos gelees in Openbaring 22 vers 4, sy naam op hulle voorhoofde sal wees. Dit beteken dat ons altyd aan hom sal dink. Luister na die Sewende Dag Adventiste gospel liedjie Follow the Lamb op YouTube en bid die lirieke as 'n persoonlike gebed vir jou vandag.